dit ons by hulle groet nie vir my vrou of vir my nie, maar die Monty Woodman het afgedraai, ek het die kar gewas. Toe vra ek hom, Monty, was jy nou weer by die skool gewees? Hy sê ja. En hy begin gesels. In 'n lang storie kort, en die trane loop oor sy wang en hy sê, jy weet Pieter, nou hy het groot geword as een van hierdie Vrystaatse Jode, en julle weet wat ek daarby bedoel. Hy sê vir my, jy weet Pieter, ek moet 632 wette nakom om by God uit te kom. Jy hoef net te glo. Nou daarom my vraag, of miskien my siening oor, is hy die almagtige God van almal? Ek stem saam met Rika, hy is alles oor almal, maar die onderskeid hier lê net vir my die verskil wat Jesus Christus maak. Die middelaar. Ja. Uiteindelik hoe ek dan by hom uitkom, of my middelaar vir my vrede skep, en of my middelaar vir my vrede skep. Juis. Ja, ek dink dis die kruks, waarmee ons dan steeds kan sê, ons glo dat ons in die Christendom die ware godsdienst het, want ons word nie weer slawe nie. Net so. Nee, die ander sit in slawerny, in vrees, dat hy 'n klomp goed moet nakom. Maar jy weet, het gaan my uiteindelik dan oor of die godsdienst vrede gee, of die worship system, verskoon in Engels, vrede gee, want as dit vir my vrees skep, moet ek kom los. Ja. Want dan het hy niks met God te doen, nie, het met die systeem te doen. Stem saam. Ek is die Here jou God. Jy mag vir jou geen beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie aanbid of dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n ewige God wat die sondes van vaders vergeld tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Maar ek voordat ons ingaan, sommer heel aan die begin oor die 3de en die 4de geslag praat. Want jy weet, dis wat party nou die erfsonde van die olievuurs of die erfsonde van die koekemoes lees hier. Die 3de en die 4de geslag word ons gestraf. Onthou, die mense vir wie hier praat, bly 3 of selfs 4 geslagte in een huis. En die voorbeeld wat oorgedra word, van 'n 3de en 'n 4de geslag benadeel. Daarom sê soms so terloops, ek gaan die sondes van die vaders vergeld tot in die 3de en die 4de geslag. Met ander woorde, as jy sou dwaal, kan jy 3 tot 4 geslagte in die ellende laat beland met jou voorbeeld. Want julle sit almal in dieselfde huis. Die hele familie bly saam. So die absoluut belangrike rol van die vader van die familie, wat dan veral moet sorg dat hierdie ding skoon bly, want jy kan 'n hele familie laat struikel. Maar tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het, om te sê, hoor net wat maak die vryheid, hoor net wat seën bring die gehoorsaamheid hieraan. Nie die vrees van 'n 3de en 'n 4de geslag wat gestraf word nie, maar die vreugde van duisende geslagte wat liefde kry. Soms net so terloops. Hierdie veilige voorskrif sê God, ek wil nie deur iets vervang word nie. Want ons ken Eksodus 32, die goue kalf. Moses is berg op, en dan bly Moses te lank weg. En dan voel God is weg. So, dan vat hulle nou die fout waarmee hulle eintlik die tabernakel moes bou. En dan bou hulle die goue kalf en sê vir Aaron, maak vir ons iets wat ons kan aanbid. Want ons kan nou nie meer wag nie. En dan maak hulle eie tempel. Waarmee hulle dan
vertroue in God, soos hy is en hy hom aan hulle openbaar, verruil. En dan word God kwaad. Dan sê ons nou vir Moses, kom jy, hierdie klomp is ek nie klaar. Dat hulle maar in die woestyn omgaan, ek is met hulle klaar. Met hulle gaan vir jou en vir my net moeilikheid gee. Kom ons gaan op ons eie aan. En dan pleit Moses mos ongelooflik, nee, en dan besluit die Here, hy sal van plan verander. Maar een van daardie klassieke goed om te wys, hoe die mens 'n afgod gemaak het in God se plek. Hoekom? Ek dink mense wil graag sien en mense wil ervaar. Mense wil dit tasbaar hê en dan probeer hulle dit met beelde regkry. Maar God sê nee, wag. My woord van trou en van liefde, aanbid my met die hart en die siel en die krag, nie met beelde nie. From within and not from outside. Want die ware aanbidding kom van binne. Daarom het ek daai net geskryf om sê, die eerste voorskrif vra dat ons die regte God net een aanbid, as die voorwerp van aanbidding, en die tweede vra dat ons hierdie een reg moet aanbid, die wyse van aanbidding. Want geen beeld kan hom namaak nie. Want enige beeld sal sy grootheid verminder. Die tabelletjie, teen afbeeldings, deur eie beelde, dien God soos hom aan ons bekend maak, die Gees sal hom al meer aan my wys. Nou ja, ons raak sommer net aan so 'n paar ligte probleme. Kruise, ons weet as ons na hervorming toe gaan, het hulle weggehardloop vir al wat 'n kruis en 'n kers en 'n klok en 'n beeld is, want in die donker middeleeue, dit gaan oor die beelde aanbidding en al hierdie goed. En toe kom die hervorming, en die hervorming sê nie glad nie. Net Christus, net die woord, net genade, net geloof. Die kruis, en ons weet as mense by die kruis soen en om die nek dra en al hierdie goed, die kruis is seker die mees erkende simbool. En dan moet ons vra of 'n kruis in 'n kerkgebou of in 'n ketting om die nek nie oortreding van hierdie gebod is, want die kruis is die simbool van God en van Christus. Word dit nie op 'n manier 'n plaasvervanger wat dalk aanbid kan word nie. Want ons weet baie sal ook die kruis vorm maak, anders gestel. As die Christelike simbole gelowiges help om saam met Bybelse woorde die werk wat God vir ons gedoen het beter te onthou en te begryp, dink ek nie oortree dit nie, want ons aanbid dit nie in die plek van God nie. As dit ons sintuiglike, en ek is oop vir teespraak asseblief, maar lyk my as dit ons sintuiglike kan help ontwikkel en bevorder vir die aanbidding soos wat hy sê ons dit moet doen, nie deur hierdie goed nie. Ons sit in die Katolieke met die Maria beeld, nee, dat hulle deur Maria bid, en ek wil ons sê nee, dit kan tog nie. Op 'n manier is dit tog nou nie heeltemal waar nie. Dieselfde so gaan oor plekke, dat jy een keer in jou lewe in Mekka moet wees, anders het jy nie met God kontak nie. As mens nou sien hoe dit daar in die sogenaamde heilige land deur die strate slof en in al die heilige plekke om God daar te aanbid. Verskillende soorte beelde, idees.
Die moeilike ding is natuurlik die Jesus flieks, waarin iemand sy karakter speel. Jesus was 'n sigbare mens, en flieks kan daarom sy aardse werk uitbeeld. Maar die akteurs kan nooit sy goddelikheid dra nie. En daarom kan hulle nooit as Jesus erken word, en kan hulle ook dan nie beelde word wat aanbid word nie. Maar nou het almal Bybelversies geskryf. Party se lywe lyk soos 'n perkament geskryf van die een teksvers na die ander. Ek sê, in die gym was daar 'n oomie, sy hele rug agter was Psalm 23 geskryf toe hy nog mooi glad was. Nou lyk dit soos Egiptiese hieroglife van die plooie, maar hy het Psalm 23 agter op die hele rug geskryf. So, dis die moeilike goed van, ek weet nie, dalk is daar slim mense wat daarmee, ek sien oral skud die kop, wat daarmee wil help. Al wat hierdie tweede voorskrif sê, onthou net, ek is meer as wat jy kan verstaan. En moenie van my idees maak, want ek is nie menslik. En moenie daai goed begin aanbid, omdat jy dink dit is hoe ek is nie. En dit is hoe ek vir jou lyk nie. Beeldediens. Ja, en ek dink ons is bang daarvoor. Ons het daarom nou kentering teruggekry, en hier en daar is daar in die kerk weer 'n paar houtkruise, en ons waag selfs om 'n kers aan te steek. Ons sê daar by ons in Randburg was 'n tannie, en toe sy daar weg, want ek steek elke Sondag kers aan en is baie katholiek. En toe loop ek nou een môre op haar vas, daar by die stoep by Hannie. Toe skrik sy so groot oor die Romeinse gevaar nou weer daar is. Nou sien ek, sy kom nie die Sondag as ek preek nie, maar sy, want hierdie roomsheid, hierdie afgode diens, ek wil sê, jy weet, dis die vreemde idees wat mense mee leef, van goed wat aanbid word. Die beelde en die simbole van die kerk, dink ek, moet ons ook maar gedurig toets en sê, versigtig daarmee, dat dit nie die beeld is wat ons begin aanbid, die afbeelding, terwyl die mooi dan is, uiteindelik is ek en jy na die beeld van God gemaak. En wanneer ons hom met ons lewens eer, leef ons sy beeld uit. En eintlik wys ons dan vir mekaar hoe hy lyk. En dit is nie ander goed nodig. Want dan word ek en jy die beelddraer van hierdie God wat met sy liefde vir my die vryheid gegee het. En dan moet ek hom aanbid soos hy is, en nie soos ek hom wil maak om te wees nie. Deur die Gees en in waarheid, om dan te aanbid. Die meeste van ons, almal wat waarskynlik vanaand sit, sal sê, ek het nie beeldjies nie. Ek het nie 'n hoekie daar waar my Boeddha beeldjie staan, waar ek in die aand die vrugte vir Boeddha neersit, laat hy nie deur die nag honger word nie. Ons het nie huisaltaartjies nie, ons het nie snaakse goedjies nie. Ons is bietjie meer gekultiveerd, of ons is bietjie meer vry. So, dalk is dit nou een van die 10 waarmee die meeste van ons daarom onskuldig wegkom. Dat ek nie goed het wat ek aanbid nie. Mag dit net nie 'n idee wees nie. Want my idee kan ook my afgod raak. Dit is baie gevaarlik. En dan verminder ek sy eer. Dan maak ek hom minder werd, dan is hy nie meer werd wat hy sê hy is nie. Vra dat ek hom dan reg sal aanbid, soos wat hy hom deur sy Gees aan my bekend maak, en in waarheid, en nie plaasvervangers daarvoor kry nie.
Dan ek net, daar's baie mense wat weet die pelgrimstog, jy moet die pelgrimstog hê en jy moet agter iemand aanloop met 'n beeld aan 'n kruis en al daardie goed daarmee saam. As dit dan versterkend is, dit moet net nie die primêre aanbidding raak nie. As jy die kers opsteek as die simbool van die lig, God wat lig is, en in die lig van die kers, die lig van die lewe aanbid, eerder is om die kers te aanbid, dan mag ek waarskynlik met sulke beeldspraak en sulke goedjies doen. En as ek 'n kruisie om my nek dra of 'n kruisie aan my motor se spier hang, versigtig net dat dit nie my aanbidding raak. Want dan het ek, en daarom is afgod so mooi. Dit vat my af van God af. En as dit my af van God af vat, skuif dit die middelpunt en aan die ander kant maak dit God kleiner. Dit praat God 'n bietjie af, sodat hy nie die grootte bly. Vra asseblief. Ja, ek wil net 'n comment maak. Ja, ons sit net koekies uit vir Vader Christmas. Dis al wat ons doen, die enige. It's a joke. Ek het nogal 'n issue gehad, want ek het oorgegaan na die Anglikaanse kerk toe, en soos jy nou gepraat het van die, hulle het, ek noem dit gewoontes, want baie van goed wat ons doen is gewoontes, maar hulle het geleer van, want dis hulle geloof om mos te buig by hulle banke voor hulle inskuif, en hulle doen die kruisteken sekere tye. Maar ek het dit nog nooit gedoen nie, want dis nie ook groot geword het, ek het in die kerk groot geword, maar dit was nogal vir my 'n ding wat ek begin voel het, want ek dink is meer 'n teken van respek as enigiets anders, en maar toe het ek met my minister daar gepraat en gevra, en dit was nie issue nie, en is nie iets wat ek nog ooit gedoen het nie, en ek voel ook, met die verskil, is dit ook vir my 'n ding van, as dit dan is soos het moes geweet het, en ek weet dis als rituals, en whatever, nou nie regtig 'n ritueel nie, maar dan was ons al die tyd verkeerd, so wat ek dan geleer het van kleins af, dan ek nie respek betoon, of wat nie, so maar enigszins, is nie so terloops. En dan, wat ek net noem dat, soos ek het verstaan het of aangeneem het oor die jare heen, in die Nuwe Testament met die nuwe gebod, die korter gebod, as ek daai gebod volg, dan doen ek in elk geval alles, of dan stop ek in elk geval om alles nie te doen wat die 10 gebooie sê nie. So, is nie dat hy verval het nie, maar ek net in minder woorde doen ons, as ons waarlik God lief het en ons medemens, dan gaan ons niks van daai goed van die Ou Testament doen nie in ieder geval. En net 'n laaste woord, so vannacht terwyl ek kans kry. Ek wou geweet het, die rede hoekom ek wou gekom het, want ek het baie my beste vriendinne hierso is van 'n ander geloof, en partykeer wonder ek daaroor, maar net soos die Bybel van sê, iets van vleis eet, en as jy nou gaan vra waar dit vandaan kom, so voel ek ook, ek gaan nie hulle geloof veroordeel nie. Ons respekteer mekaar, en wieever, dis vir die Here om eendag te weet wie was reg, wie was verkeerd, en dis dit, maar dit was iets wat al baie oor my kop gekom het, en ek het al baie met hulle gejoke, dat die Here geweet het om my nie 'n indeer te maak nie, want ek sou nooit daai goed alles kon nakom nie, so, maar dankie, baie dankie. Kyk, die eerste 4 van die 10 is eintlik op God gerig, maar en dan die ander is meer mensgerig, maar dit is saam. Weet, om God en jou medemens lief te hê, want dit sorteer 2 goed uit. Die eerste 4 het met die sondeval te doen, en die laaste 6 het met Kain en Abel te doen. As iemand om sê, dis waar die probleem begin het, weet. Die sondeval, die eerste 4, weet, om nie na God geluister nie, en dan die Kain en Abel ellende, en dan kom die 10 gebooie om daardie
tragedie wat die mensdom mee geloop het, dan te kom herstel en te sê, maar kom ons bly nou vry. Kom ons begin met 'n nuwe uittog, 'n Exodus, die Great Escape. Nie net uit Egipte uit, maar eintlik uit die tuin van sonde uit die paradys uit. So dis 'n baie basiese ding. Nog iemand? Volgende week is ons nou by die naam. Mag die naam nie uitelik gebruik nie. Oh my gosh, jy weet dan die oomblik as hulle nou die huis sien wat oorgedoen is, dan sê oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Is nog 'n interessante een oor die uitelik gebruik en dan oor die Sabbat. Ons moet 'n bietjie oor die Sabbat praat. Laat ons nou hoor. Dominee Servaas, dis Karina hier. Hierdie ding van Allah, ek wil verskriklik graag weet, kyk, Ismael was al 13 jaar oud toe Isak gebore is. Met ander woorde, Abraham se geloof was nog wat 13 jaar getoets voordat hulle hierdie baba gehad het. Waar het die moslim geloof ontstaan? Ek wil so graag in 'n tydlyn weet, want ons lees niks daarvan in ons Bybel nie. En ek is net nuuskierig om te weet. Waar kom dit vandaan? Wanneer het dit ontstaan? As jy stuur my e-pos, dan stuur ek vir jou ietsie. Goed. En die ander ding is net, dankie vir die diens Sondag. Dit was, jy het so vinnig weggehardloop na kerk, ons kon jou nie kry nie. Nee, baie dankie. Wonderlike diens. Baie dankie. Ja, ek het nou vir Habakuk klaar geskryf. Sondag gaan ons sukkel met Habakuk. Wonderlik. Ons sien uit. Al het ek niks, sal ek jubel. Nee? Ja, nou maar reg. Dankie. Ons veilig terugvlieg vir julle en 'n mooi week verder vir al die ander. Dankie. Dat ons die enigste God ken en dat hy hom so aan ons bekend maak deur sy Gees dat ons nie bang hoef te wees dat ons hom verkeerd dien nie. Dat ons die vryheid gekry het om die Gees te hê wat my sal lei in die waarheid. Ek dink is verskriklik om heeltyd te wonder of jy God reg dien. Dink vir 'n oomblik in die onrus in of ek my verlosser reg dien. Of hy nie dalk iewers 'n boekietjie skryf en vir op 'n dag sê, hier's dit. Maar om die vryheid van die genade te hê, dat hy vir my sê, dis hoe jy my moet dien. En daarom mag ons mekaar nooit inboelie. En daaroor het ek nogal, want ons kan mekaar inboelie. En dit klomp ander goed in. Oor hoe godsdienst moet lyk. En ek wil nou nie oor resepies iets sê nie, maar jy weet jou gebed moet 5 punte hê. Nee, kan jy net vra nie, jy moet 5 goed doen in 'n gebed, anders is dit nie 'n gebed nie. Al die resepies wat ons mekaar mee boelie, kom hier by Exodus 20. Nee. In soort afgode goed in. Terwyl ek hom net vry kan aanbid, soos wat hy hom bekend maak. So, want ons met mekaar nie met godsdienst boelie nie. Dankie. Maar vrede vir jou. Is Dankie, Lekker. lekker slaap almal. Dankie.